Vader in die hemel, ons eer U met alles in ons. Met ons harte, met ons siele, met ons verstande, met al ons krag en met ons hele lewe. Want ons is afhanklik van U. U sê vir ons in die psalms dat soos 'n klein babietjie rustigheid vind op sy of haar moeder se skoot, so vind ons rustigheid by U. Ja, Vader, hoe kan ons siele werklik rus, as dit nie by U tot rus te kom nie? En daarom gee U deur U Seun Jesus Christus vir ons die opdrag en die uitnodiging. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dankie dat daardie rus nie net beteken om uitgerus te wees nie, maar dankie dat daardie rus so 'n diepe shalom rus is. Dat daardie rus so diep is dat dit ongeag die storms van die lewe ons rustig en kalm kan laat slaap, soos Psalm 4 sê. Vader, ons smag na daardie rus, juis in hierdie bedeling waar daar rusteloosheid is, juis in hierdie bedeling waar daar oorloë en gerugte van oorloë is. Bid ons dat ons die wie U geheilig het, die wie U uitverkies het in Jesus Christus begenadig het en eenkant geplaas het, apart van die wêreld geplaas het, om nie soos die wêreld te dink en te doen en te lyk en te praat nie, dat U ons in die laar van U engel, Jesus Christus, sal beskut. Dat U ons veilig sal hou. Nie net na liggaam nie, maar dankie Vader vir daardie wete dat ons siele reeds losgekoop is van die slawemark van die Satan. Dat ons hom nie hoef te vrees wat net die liggaam kan doodmaak nie, maar dat ons hom moet vrees wat die liggaam sowel as die siel in die ewige hel kan stort. Maar ons dankie dat tussen ons en die hel kom staan U Seun Jesus Christus. U Seun wat neergedaal het na die hel, sodat ons daardie verskriklike pyniging vir ewig kan vryspring. Hy wat aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer deur U verlaat sal word. En ons ondervind dit in ons eie lewe, Vader. En dit is waarom ons U dank dat U woord so duidelik is en dat U woord ook vanoggend die skerppunt wil rig. Dat U elke oomblik van elke dag met en by ons is. En wanneer U so ver van ons af weg voel, dan lê die fout nooit by U nie, maar wel by ons. Help ons om ons self te bekeer. Bring ons tot inkeer sodat ons kan bekeer. Sodat die ou mens in ons kan afsterf, daardie mens wat smag na die wêreldse. En dat die nuwe mens in ons sal opstaan, daardie mens wat smag om deur die Gees te lewe. Vader, ons bid dit in afhanklikheid van U. In die naam van U Seun, Jesus die Messias. Amen. God se woord wil vanoggend op 'n besondere manier met jou kom praat. Binne in die lewenssee en die lewensstorm wat op hierdie oomblik in jou lewe woed, sê God deur Job, deur die werk van die Heilige Gees in die heel laaste hoofstuk van Job, die volgende. Toe het Job die Here geantwoord en gesê: Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.
Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp het nie. Hoor tog, en ek sal spreek. Ek sal u ondervra en onderrig u my. Volgens hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom roep ek, en het ek berou in stof en as. Ons het nie 'n besondere teksvers vanoggend nie. Ons gaan hierdie skriflesing so op die bord hou. Is welkom om te volg so deur die loop van die gedeelte. Hierdie gedeelte se kom ons sê maar groter konteks begin eintlik eers al in hoofstuk 38, maar ons sal 'n paar van hierdie sake ook in die prediking uitlig. Geliefde gemeente van Jesus Christus, as hy 3 fases in 'n mens se lewe. Of jy verkeer tans in 'n lewensstorm, of jy kom nou net uit 'n lewensstorm uit, of God berei jou voor vir die lewensstorm wat om die hoek vir jou wag. En hierdie lewensstorms, kom ons praat nou maar anderster daarvan, kom ons praat van swaar kry. Kom ons praat van beproewing, en jy kan dit in jou eie lewe selfs nog 'n meer skerp punt gee. Siekte, armoede, moedeloosheid, depressie, wat dit ook al kan wees, dit laat jou geloofslewe nie onveranderd nie. En dan is die mees algemene ding wat ons as gelowiges dan doen, wanneer hierdie golwe en hierdie winde van die lewensstorms te erg raak en ons verloor fokus en ons kyk na die golwe en die storms, dan eis ons by God antwoord. Dan wil ons vir God inroep en sê, u moet verduidelik. Hoekom? Waarom? Een van die skrywers, of een van die skrifgeleerders sê, dit so mooi, hy sê, 'n vraagteken, hierdie vraagteken, hoekom, is soos 'n vishoek, wat deur elke gelowige se hart gedruk word, in 'n tyd wanneer hy nie verstaan nie, hy of sy nie verstaan nie. En almal wat iets weet van visvang weet, as 'n vishoek aan een kant deurgegaan, hy kom nie dieselfde kant terug uit nie. En daar is baie bewyse daarvoor. Onlangse peilings het getoon dat uit al die vrae rondom die geloof, klomp gelowiges is in hierdie peiling deelgeneem. Al die vrae uit die Christelike geloof, die mees algemene vraag is, hoekom is daar so baie pyn en lyding ook vir gelowiges in hierdie wêreld? En dit is nie asof gelowiges gevrywaar is nie. Gelowiges kom ook in motorongelukke. Gelowiges word ook siek. Gelowiges verkeer ook onder geweldige spanning. Gelowiges word ook vermoor. Ons kom nie weg daarvan nie. Het is nie asof die geloof nou ewe skielik 'n towerstafie in jou lewe kom word, wat jou pyn en jou lyding wegvat nie. Ons het laasweek gehoor, jy is nie net geroep om in Jesus Christus te glo nie, jy is geroep om vir hom te ly. En dan laat dit ons met die vraag, wat het ek gedoen om dit te verdien? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Dit is nie asof ons die eerste gelowiges is wat met hierdie vraag op ons lippe rondloop nie. Psalm 10 vers 1, die psalmskrywer sê, o Here, waarom staan u so ver weg en hou u uself verborge in my tyd van nood en benoudheid? Hoe mooi verwoord hy presies wat ons voel. Hoekom is u ver weg as ek nood en benoudheid het? Habakuk 1 vers 2, hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeu ek tot u geweld, maar u help my nie. Jy sien, hierdie vraag kom vanuit die woord uit. Maar die goeie nuus is, God se woord het antwoorde op daardie vraag. Klinkklare antwoorde. En een van die beste voorbeelde van 'n persoon wat pyn en lyding geken het soos die palm van sy hand, is Job. En een dag verloor hy alles. Hy verloor sy werk, hy verloor al sy besittings, en dan dit wat hom werklik waar gryp, hy verloor al sy kinders, 10 kinders op een dag.
Hy verloor sy familie, hy verloor sy gesondheid, hy verloor sy vriende, behalwe die 3 skynheiliges wat oor 'n rukkie by hom sal opdaag. Hy verloor selfs sy huweliksmaat, want midde in hierdie moeilikheid sê sy vrou vir hom, weet jy wat, vloek God en sterf eerder, want dit is vir jou beter. Hy sit op die ashope van die lewe, en terwyl hy daar sit met niks oor nie, vat hy die potskerwe en hy begin die swere op sy lyf met dit kraap. En dit laat Job se geloofslewe nie onveranderd nie, net soos dit joune nie onveranderd laat nie. Hy kla, hy protesteer. Hy selfs in sekere gevalle woedend. Hy vervloek die dag waarop hy gebore is. Hy wou met alles in hom weet waarom God sulke aaklige goed toelaat om met hom te gebeur het. Job het 'n baie sterker saak as enigeen van ons wat vanoggend hier is. Maar as God se antwoord Job tevrede gestel het, midde in al sy beproewings, hoeveel te meer nie vir my in my beproewing kies, gemeet aan dit wat Job moes deurmaak. Ons kry Job se vrae gevul met angstigheid en selfs woede. In die begin van hierdie boek, hoofstuk 6, begin hy al, dan sê hy, wat is my krag, dat ek sou kan wag, en wat die uiteinde dat ek geduldig sou wees? Wat help dit? Hoofstuk 7 vra hy, as ek gesondig het, wat doen ek aan u, o mensebewaker? Waarom het u my as mikpunt vir u opgestel, sodat ek myself tot 'n las is? Met ander woorde anders gestel. Waarom voel dit vir my, u pik die heeltyd op my? Waarom voel dit vir my, as daar iets moet skeefloop vandag, dan moet dit met my wees? Los my uit. Daar's genoeg ander mense wie u kan besig hou met beproewings. En nou kom Job se 3 vriende op die toneel ook. En hulle probeer met allerlei verklaringkies, probeer hulle vir Job troos, en hulle woorde strek vir Job net tot meer troosteloosheid. Ons hoor dit in baie charismatiese kerke vandag, mense wat sê, weet jy wat, as jy 'n ware gelowige is, dan gaan dit nie met jou sleg gaan nie. Dat jy gaan nie beproewings in jou lewe hê nie. En dit is presies wat Job se vriende vir hom kom sê, dwaalleer, gemors. En dit laat Job in verdere wanhoop in sy lewe. Niks stel hom gerus, tot hy ryp geword het, in sy lewe, deur 'n proses gegaan het, God hom deur 'n proses gevat het, tot hy begin besef het, ek moet vir God begin luister, eerder as vir mense. En daardie laaste 5 hoofstukke van Job, begin God dus vir Job deur hierdie proses te vat, om sy wil verenig met God se wil te kry, om sy hart in harmonie met God te kry. Hoofstuk 38 en 39 het Job te doen met die God van die natuur. Maar in hoofstuk 40 en 42 het Job te doen met die natuur van God. Mense sou dink dat God, nadat hy al hierdie dinge toegelaat het, dat Satan al hierdie dinge in Job se lewe kon doen. Mense sou dalk gedink het dat God na Job toe sou kom nou as 'n sagmoedige herder, in sagheid, soos met Elia in die gesuis van die wyntjie, stil, en vir hom sê, weet jy wat, alles gaan op die ou einde reg uitwerk, vertrou my net. Kom sit hier by my Job, dan verduidelik ek vir jou presies hoekom ek toegelaat het wat ek toegelaat het, alles wat met jou gebeur het. Maar ons lees net oor die teenoorgestelde, Job 38 vers 1, daarna het die Here uit 'n storm vir Job geantwoord. Die storm van my lewe nie reeds klaar genoeg nie. Nou kom u ook nog na my toe, in 'n storm. En sy antwoord behels nie, dat hy homself aan Job verduidelik nie. Geliefde kind van God, dit moet ons baie mooi besef. God se antwoord aan Job is nie, dat hy homself aan Job verduidelik nie. Selfs midde in die ergste beproewings in Job se lewe, verduidelik hy homself nie. Al wat God doen is, hy wys vir Job op sy almag en sy soewereiniteit om te laat gebeur wat hy wil laat gebeur.
Hy vat vir Job nou deur 'n paar vrae. Job was so angstig om vir God vrae te vra. Deur die hele boek wys hy vingers en hy wil vir God moet homself nou kom verantwoord vir my. Soos ons ook baie maak wanneer dit met ons swaar gaan. En nou begin God die dinge bietjie omdraai. Hy vra vir Job: "Waar was jy toe ek die aarde gegrond het?" Vers 16. "Ken jy die dieptes van die see? Het jy beheer oor die haal, oor die sneeu en oor die reën? Kan jy die wind laat draai, laat hy oos waai? Kan jy reën in 'n woestyn laat bring?" En dan vat hy vir Job sommer uit as dit aand word, na die nagtelike hemel toe, en dan vra hy vir hom: "Kan jy die bande van die 7 ster knoop, hierdie miljoene sterre in hulle konstellasies, of die toue van die Orion losmaak? Het jy beheer oor die wolke? Kan jy vir die bliksemstrale sê, julle moet hier en hier slaan?" En dan vat God vir Job na die diereryk toe, hoofstuk 39. "Sê bietjie vir my, wie gee vir die kraaie kos, jy of ek? Wie laat die steenbokke uit die takbokke lam, jy of ek? Het jy beheer oor die wilde esel? Ek wil sien. Kan jy die buffel tem en hom aan jou ploeg voor vasmaak, Job, sê dit vir my. Kan jy die volstruis beheer as hy sy vlerke klap? Kan jy die vlieg van die arend bepaal wanneer hy hoog sy nes maak? Kan jy die behemoth, die Afrikaanse vertaling sê seekoei, dis nie 'n seekoei nie. Bykans alle skrifvertalings sê die behemoth was 'n tipe dinosaurus. Kan jy die dinosaurus se neus in vangtoue insit of die krokodil se kakebene beheer? Sê dit vir my, Job, kan jy dit doen? Ewe skielik is Job nie meer so lus om enige vrae vir God te vra nie. Nee, God is reg. Hy stom. Dalk moet ek besef, ek het nie antwoorde nie, voor ek begin vra. In hierdie tweede hoofstuk vra God nou vir Job, in hierdie 2 hoofstukke vra hy vir Job 60 vrae. En Job kan God nie op 1 vraag antwoord nie. En tog gee God nou vir Job die geleentheid om te reageer. Nadat Job God se almag aangehoor het. En ewe skielik soek Job nie meer redes nie. Ewe skielik is Job heeltemal tevrede en berus hy by God se wil. Soos Charles Spurgeon sê, een van die gereformeerde geleerdes, hy sê, hy wie 'n rede van God vereis oor wat met hom gebeur in sy lewe, is nog nie geskik en op die regte plek om een te ontvang. Gaan dit weer sê. Hy wie 'n rede van God vereis oor wat met hom gebeur in sy lewe, is nog nie op die regte plek of in staat daartoe om een te ontvang. En dit sê Romeine 9 vers 20, ons het dit gesing ook. Maar tog, o mens, wie is jy wat God wil antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Dis in die storms van jou lewe moet jy op 'n stadium begin besef. Sy wee is nie my wee nie, sy gedagtes is nie my gedagtes nie. En hy bring vir Job by daai punt. Hy bring vir Job by daai punt waar hy nie meer in stryd is met God nie. Maar dit was 'n proses. Ek is kragteloos in vergelyking met die krag van u plan vir my lewe. Die maaksel stel nie meer eise aan die maker nie. Sy hele lewe is nou in God se hande. Doen wat u met my wil. Vers 2 tot 3. Ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Hoe mooi is Job gebring by die punt waar dit 'n belydenis word. Niks is vir u onuitvoerbaar nie. So het ek dan gespreek sonder om te verstaan dinge wat te wonderbaar is vir my wat ek nie begryp nie. Job besef, soos een skrifverklaarder sê, daar is vir die mens niks moeiliker om in te sien dat hy verkeerd was, toe hy geglo het dat hy doodreg was. Die mooi van alles is, geliefde kind van God, Job se vrae word nie beantwoord nie. Jy gaan graf toe gaan, maak vrede daarmee. Jy gaan graf toe gaan met onbeantwoorde vrae.
Hoekom hierdie geliefde van my weggevat? Hoekom daai motor op daai spesifieke aand op daai tyd in my geliefde vasgejaag? Hoekom hierdie siekte in my jeug? Hoekom? Jy gaan met baie hoekom vra graf toe, maar dis nie die punt nie. Job is ook met hoekom vra graf toe, maar midde in sy swaar kry hy die geleentheid nou om God beter te leer ken. En weet jy wat? Dit bring vir sy siel berusting. Dit bring, soos Augustinus sê, my siel kan nie rus as my siel nie by God tot bedaring kom. En dit beteken nie God moet vir jou alles uitspel. Job kom tot die gevolgtrekking wat eintlik die skenier van die hele boek Job is. Hy sê dit in vers 5 en 6, lees dit saam. Volgens hoorsê het ek van u gehoor. Tot nou toe het ek my verlaat op wat my 3 vriende van u sê, wat in elk geval 'n klomp snerp was. Maar nou het my oog u gesien. En omdat my oog u nou gesien het, my geloofsoog, daarom herroep ek, het ek berou in stof en as. So die proses wat God vir Job vat, van hoorsê af, na om God in die geloof te sien, waarmee hy in jou lewe besig is. Dis 'n proses. Die woord hoorsê in Hebreëus beteken eintlik 'n klomp stikkende, leë, nikszeggende geluide. En dis presies wat Job se vriende in sy lewe kom maak het. Hulle het gekom om te troos met die uiterlike, maar daar was nie krag in hulle woorde nie. Hy het sy ore uitgeleen aan sy vriende, wat die verkeerde begrip van God gehad het, naamlik 'n voorspoedsgod, 'n noodhulpknoppie God. As dit met jou goed gaan, as jy 'n ware gelowige is, kan jy nie siek word nie, kan jy nie in ongelukke kom nie, want dan is jou geloof vrywaar jou van al daai goed. Dit is 'n hoorsê geloof. Dis 'n verkeerde begrip van wie God is. Nie alles in jou lewe gaan positief wees wat jy oor God hoor. In die wêreld waarin ons leef, behoor ons dit al hoe meer en meer. Mense wat daarop uit is om God sleg te maak. Mense wat daarop uit is om God te verkleineer. Die woord hoorsê dra in geen taal 'n positiewe konnotasie nie. Dis soos 'n bemoeisiek mens wat hulle neuse nie uit ander mense se sake kan hou nie, en wat die hele tyd loop en rond vertel, het jy gehoor? Het jy gehoor? En dan het jy die keuse, jy as hoorder, jy het die keuse. Of jy kan meedoen aan die sonde, vertel. Of jy kan sê, ek wil nie hoor nie, want ek ken die persoon oor wie jy wil praat, goed genoeg om by homself te gaan hoor. Job het sy ore uitgeleen aan sy vriende, terwyl hy nie by God gaan vra het nie. Maar dan tree God in. En dis die mooi van Job. God tree altyd in. Hy tree in en hy vervang hoorsê geloof met 'n geloof wat met die geloofsoog hom sien. Nie letterlik nie. Niemand in hierdie bedeling kan God sien en bly lewe nie. Hy sê dit in die woord. Hierdie sien beteken letterlik in Hebreëus om God met jou lewe te vertrou. Om vanoggend hier en nou vir God te sê, vat my lewe. Vat my lewe is van vandag af in u hande. En ek vertrou u so, dat u die goeie so waar as die slegte vir my ten goeie sal laat meewerk. En so bewerk God ook vir jou lewe, as jy belangstel om hom beter te leer ken, daardie oorgang. Van hoorsê na God te sien. Weet jy wat verander Job se siening oor sy hele lewe? Weet jy wat trek sy vuisie terug, terwyl hy so met sy vuis in die lug gestaan en na God toe gewys het? Weet jy wat, laat sak sy armpie baie vinnig. Hy beweeg weg van sy eise teenoor God. God beter homself nou aan my verduidelik, dit maak nie meer saak wat met my gebeur nie. Hierdie God wie ek aanbid, kan
ek werklik met my lewe vertrou? Dis asof God vanoggend vir jou kom sê, soek jy antwoorde? Soek jy antwoorde oor wat met jou in jou lewe gebeur het? Hier is ek. Leer wie ek is, en jy sal weet, hoekom met jou gebeur het, wat met jou gebeur het. Job word nie gevra om op 'n plan te vertrou nie, geliefde kind van God. God rol nie vir hom rolle papiere daaraf en sê, dis die plan en dis hoe dit gaan werk. God vra nie vir hom om op 'n plan te vertrou nie. God vra vir hom, vertrou jy my? 'n God wat alles in sy hande hou en weet wat die beste vir ons is. As God ons vir een dag in ons eie oorlaat, in ons eie natuur oorlaat, ons sal nie daai dag oorleef nie. Hy hou ons in sy hand, hy weet wat is die beste vir ons, en dit is die goue reël van die Christelike geloof. Besef dat hy God is in jou lewe en jy nie. Besef dat hy God is in jou lewe en jy nie. Die enigste antwoord wat God vir Job gee oor sy situasie is homself. Hy verduidelik nie vir Job die situasie nie. Hy verduidelik vir Job homself, wie hy is, hoe groot hy is. En as dit nie vir jou genoeg is, dan sal niks vir jou genoeg wees. Niks. So die hoofpunt van die boek Job is, maak vrede daarmee. Die lewe is onregverdig. Die lewe is onregverdig. Maak vrede daarmee. Die slegte dinge gebeur met mense wat regtig waar probeer stryd teen die sonde. En die vraag is nie, waar was God toe alles gebeur het nie? Die vraag is, waar was ek toe alles gebeur het? Was ek besig met 'n hoorsê geloof? Besig om God onder kruisverhoor te neem? Of was ek besig met 'n siende geloof? 'n Geloof wat my hele lewe in God se hande sit en sê ek vertrou op hom. Hoe reageer jy op pyn en lyding in jou lewe? Jy het 'n verantwoordelikheid. En om God te blameer, het Job vir 37 hoofstukke nêrens gebring. Nêrens, inteendeel. Jy kan dalk nie omstandighede verander, maar jy kan verander hoe jy op jou omstandighede reageer. Want die swaar kry, geliefde kind van God, het 'n doel in jou lewe. Ek weet dit is amper onmoontlik om te wil aanhoor. Maar Job sê dit, Job 23 vers 10, want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Dis wat Jakobus ook sê. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. So ewe skielik begin dinge vir my sin. Elke liewe lewensstop se doel is dat die goud binne in my tevoorskyn kan kom. Jy kan groei tydens jou pyn en lyding. Jy kan soos goud tevoorskyn kom. Want God se stilte in jou lewe beteken nie God is afwesig in jou lewe. As God ver voel in ons lewens, dan moet ons nie die fout by God gaan soek. Dan moet ons die fout by onsself soek. Moenie in die donker twyfel oor goed wat God vir jou in die lig gesê het. Gaan dit weer sê, laat dit insink. Moenie in die donker twyfel oor goed wat God vir jou in die lig gesê het. Pyn en lyding, wat is nou eintlik die doel? Daar is 'n doel. Pyn en lyding moet en sal ons nader aan Jesus Christus vat. Die God wat Job uit die storm antwoord, is dieselfde God wat menslike vlees aanneem en aan die kruis kom sterf. Hoor hierdie mooi belydenis uit Job se mond. Selfs in die midde van sy lewensstorm sê hy, Job 29 vers 15, maar ek weet, my verlosser leef. Maak nie saak wat met my gebeur. Ek weet een ding, baie goed. My verlosser leef. Pyn en lyding vat my nader
na Jesus Christus. Pyn en lyding bring meer van Jesus Christus nader aan my. Job sê, volgens hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. En eeue later gaan hierdie profetiese uitspraak van Job in vervulling, as Simeon, die vrome en die regverdige man daar in die tempel sit, Lukas 2, by die geboorte van Jesus Christus. En as hy daar die babietjie in sy hande neem, dan sê hy, nou laat u, Here, u diensknegt in vrede gaan, volgens u woord. Hoekom? Omdat my oë, u heil, u verlossing, gesien het. Want u berei het voor die oë van die volke. God se antwoord, geliefde kind van God, vir jou probleme, is nie 'n verduideliking. Kom weg van daardie manier van dink af. God gaan nie vir jou 'n verduideliking gee nie. Dit is 'n persoon. Jesus Christus. En sy seun het al vir ewig, hulle uit die helse pyn en bange godsverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? As ek dink ek ken pyn en lyding, gaan na die kruis. Jesaja 53, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte het hy gedra. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. As jy dus in versoeking kom om vir God te vra, waarom het u dit aan my gedoen? Kyk eerder na die kruis en vra, waarom het u dit vir my gedoen? En jy sal besef dat 'n siende geloof die moeite werd is. Want dit is 'n geloof wat alles laat sin maak, sonder verduideliking, selfs die storms in jou lewe. Kom ons dank God daarvoor. Amen. Hemelvader, u is so goed, u is so getrou, selfs wanneer dit met ons nie goed gaan nie. U is die een wat deur u seun Jesus Christus u trooster vir ons agterlaat. U Heilige Gees om ons in waarheid te onderrig en te lei. Dankie vir u waarheid. En vergewe ons. Roep ons tot inkeer en bekering. As ons in hierdie dae waarin ons leef, midde in ons omstandighede, ons vingertjies na u toe wil wys. So asof ons vir u wil sê, kom hier dat u vir my 'n bietjie 'n verduideliking gee oor waarom dit en dit en dit in my lewe gebeur. Ruk ons tot bekering. Dat daardie gedagte in ons lewe sal afsterf. Sodat ons nie na iets sal kyk nie, maar na iemand. Jesus Christus. Hy wat ons helle lyding wat ons toekom op hom geneem het, sodat ons vir ewig mag lewe. Amen.